Daar is 'n interessante vraag wat historiese soms vra wanneer hulle na die vroeë Christene kyk. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nie oor dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Hoe het hierdie klein, onbekende beweging binne 'n paar eeue die hele Romeinse wêreld beïnvloed? Hulle het nie politieke mag gehad nie, hulle het nie rykdom gehad nie, hulle het nie militêre krag gehad nie, maar tog het iets aan hulle lewe mense diep geraak. Nou, een van die mees opvallende dinge wat geskiedkundiges opmerk is hoe anders hulle oor die dood gedink het. In die antieke wêreld was die dood 'n oorheersende realiteit. Oorloë, siektes en epidemies was algemeen. En wanneer groot plaasstede getref het, het baie mense eenvoudig gevlug. Maar vroeë Christelike gemeenskappe het soms die teenoorgestelde gedoen. Hulle het gebly, hulle het siekes versorg, hulle het die vreemdelinge gehelp, hulle het vir mense gesorg wat niemand anders wou help nie. Historici soos Rodney Stark het geskryf dat hierdie houding een van die redes was waarom die Christelike geloof so vinnig versprei het. Die vraag is, hoekom sou mense so leef? En een moontlike antwoord lê in hoe hulle oor die toekoms gedink het. As die dood die finale grens is dit logies om jou lewe so lank as moontlik te beskerm. Selfbehoud word dan die hoogste prioriteit. Maar as die dood nie die einde is nie, dan verander die berekening. Dan kan mense meer waag, meer gee, meer lief hê. Jesus sê iets opvallend in Johannes 11:25. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dit is 'n merkwaardige uitspraak. Jesus sê nie net dat mense eendag hoop kan hê nie. Hy sê dat die realiteit van lewe sterker is as selfs die dood. En wanneer mense daardie idee begin glo, verander dit hoe hulle vandag leef. Skielik word moed moontlik, opoffering word logies, liefde word sterker as vrees. Want as die dood nie die finale woord het nie, hoe vrees ook nie die finale woord oor jou lewe te hê nie. En dit is presies wat in gemeenskappe begin gebeur, wanneer mense hierdie hoop saamleef. Hulle begin mekaar dra, hulle begin mekaar dien, hulle begin 'n manier van lewe bou wat anders lyk as die kultuur rondom hulle. Dit is waarom die Christelike geloof nog altyd meer as net 'n stel idees was. Dit was nog altyd 'n gemeenskap van mense wat saamleef vanuit 'n ander soort hoop. En dit bring ons terug by die visie van ons gemeente. Wanneer ons praat van 'n nommer 1 netwerk vir jou lewe, bedoel ons nie net 'n plek waar mense saamkom vir 'n uur op 'n Sondag nie, vir elke tweede Sondag nie. Ons bedoel 'n netwerk van mense wat mekaar help om hierdie hoop prakties te leef in hulle huise, hulle werkplekke en hulle alledaagse lewe. Want wanneer mense werklik glo dat die dood nie die einde is nie, begin hulle anders leef. En soms is dit juist daardie ander manier van leef wat die wêreld die meeste laat wonder. Vrees laat mense klein leef, ons hou terug, waag minder en beskerm onsself, maar hoop gee mense moed. Kies vandag een ding wat jy wil uitstel, omdat jy bang is, 'n gesprek wat jy moet hê, 'n stap van gehoorsaamheid of 'n nuwe begin. Wanneer ons onthou dat die dood nie die finale woord het nie, ontdek ons dat ons met groter vrymoedigheid kan leef. Tot volgende week, mooi loop.